Daar's verskillende redes hoekom mense op reis gaan. En ek sal net nou 'n bietjie uitvind wat is die redes hoekom julle op reis gaan. Maar maak nie saak wat jou rede is nie. Ons het op 'n stadium besluit ons moet die verskillende groepe afsonderlik hou en nou het ons agtergekom, dis beter as die groepe geïntegreerd is, want daar's kruisbestuiving en ons leer by mekaar. So oud en jonk, ryk en arm, belangrik of onbelangrik, groot leiers of minder groot leiers, almal wat meer betekenisvol wil begin leef, wat op 'n reis wil gaan en meer betekenisvolle lewe, is welkom op hierdie reis en vind iets in hierdie reis. Ons het in die begin gesê ons werk met leiers. Deesdae praat ons werk met mense wat bereid is om invloed uit te oefen. Influencers. En as jy mooi dink, hoeveel leiers het nooit gedink hulle is leiers nie. Moeder Teresa het nooit gedink sy is 'n leier nie. Sy het maar net die werk op grondvlak gedoen. Maar sy het een van die mees invloedryke persone in die geskiedenis van die wêreld geword, op haar terrein. En so kan 'n mens 'n hele paar ander, ek kom so pas vanmiddag van Fransjo van Niekerk af, die groot filantroop. As jy by hom gaan sit, en met 'n paar van julle het hom al leer ken dalk, sal jy dink, hy het nooit gedink hy gaan 'n groot sakeman word nie. En waar is hy toe hy self probeer het, was hy 9 maande later feitelik bankrot. En hy kom met 'n eenvoudige agter die parel, het hy groot geword met 'n pa wat baie arm was. Sy pa kon nie eers vir hom 'n baadjie koop vir boys hy nie, waar hy gaan skool gaan het nie. Maar hy het op die ouend 'n baie invloedryke persoon in Suid-Afrika geword. Hy het self sakeman van die jaar geword in die Weskaap so 3 jaar gelede. En as jy met hom vandag met hom gesels, sy agterkom, hy weet nie eers dat hy invloedryk is nie. Hy besef nie eers is invloedryk nie. Hy wil nooit 'n groot leier geword het nie. So dit lyk vir my, daai tipe leiers begin al hoe meer na vore kom in die wêreld. Nie die Trump tipe nie, sorry, jammer. Meer hierdie ander mense, dis die mense wat reg invloed uitoefen. Ja, daar is nog die Trump leiers, hulle is seker by sekere plekke nodig. Maar hierdie ander mense, die betekenisvolle mense, dis hulle wat die wêreld gaan verander. Dis hulle wat die kerk gaan verander. Dis hulle wat op grondvlak alles gaan verander. So, ek nooi julle uit om op hierdie reis te gaan. En wat gebeur met die mense wat regtig dit doen? Daar gebeur basies 'n paar dinge. Mense kry helderheid, ons gebruik die woord clarity, they become clear. Hulle kry helderheid oor wat is hulle doel op aarde nou, in hierdie seisoen van hulle lewe. En dis wat gebeur as mense op reis gaan. Die tweede ding wat gebeur is, binne in die mense is daar 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Die sogenaamde joy. Die Bybel praat van dit gaan jou verstand te bowe. Jy weet nie waar die joy vandaan kom nie. Hoekom? Want hulle is in hulle sogenaamde sweet spot. Jy weet hoe weet 'n mens iemand is in sy sweet spot? Hy doen iets maklik, kom natuurlik. Die van julle wat golf speel, as jy die balletjie slaan in sy sweet spot, dis nie baie wat jy doen nie, is ewe skielik daar trek jy balletjie. Ander keer slaan jy verskriklik hard en dan val die balletjie net nie voor. Ek hou van tennis, dieselfde met tennis. Sekere tyd slaan jy bal so hard as jy kan en die bal trek net nie. Ander keer is dit net alles ons praat die tydsberekening is net perfek en daar gaan die bal. So iemand wat regtig deur die proses gaan, begin al hoe meer in sy sogenaamde sweet spot kom vir daardie seisoen van sy lewe. Dit help nie, jy was die wonderlike leier, wonderlike persoon, wonderlike invloedryke persoon op 'n stadium en nou is daar nie meer nie. Ek gesels nou onlangs met 'n persoon wat 'n baie invloedryke persoon was. En waar dit is, ja, ek wil dit nie te veel sê nie. Net omdat ek kom wel agter wie dit is. 'n Baie invloedryke persoon. En ek gesels met hom wat my getref het. Hy's in sy 70's. Toe kom vra vir wie mentor jy? Sakeman. Hy sê nee, hierdie jong manne wil nie hoor wat ek vir hulle sê nie. Toe vra ek hom met een vraag. Is jy nog op reis? Ja, maar onthou ek het klaar, ek het my lewe gespandeer in baie. Hy's nie meer op 'n reis nie. Hy het nie 'n nuwe seisoen in sy lewe gekry nie. Hy dink nog oor die ou dae. So hy kan nie vir ander mense iets beteken nie.
Hy kan nie 'n mentor vir ander mense wees nie. Jong mense soek nie sulke mentors nie. Jong mense soek mentors wat nog op reis is. Wat nou 'n nuwe betekenisvolle lewe lei in 'n nuwe seisoen van hulle lewe. Dis die jong mense soek daai mense. Al die jong mense wat ek mee werk sê, hulle soek sulke mentors. Nie mense wat klaar gearriveer het, wat vir jou preek en vir jou sê wat jy moet maak nie. Hulle wil hoor, hoe beleef jy die wêreld nou, in hierdie seisoen van jou lewe, en wat is jou doel en purpose nou, nadat jy klaar afgetree het, of nadat jy klaar gemaak het as sakeman. So, dis die uitdaging, om op reis te bly. Want wat gebeur? As jy op reis bly, dan kom die impak, wat jy nie eens besef jy het nie. Ek ken nou mense wat deur halftime is, oor dwars oor die land. Almal wil met hulle het eintlik 'n probleem. Almal wil met hulle koffie drink, almal wil met hulle geselskap, in hulle geselskap wees, want almal wil by hulle leer, omdat hulle sulke invloedryke mense is, en hulle leer so baie by hulle. Hulle het 'n groter impak in die koninkryk en in mense se lewe as wat hulle self besef. Hulle besef nie eens wat se impak hulle het nie. En dit is baie goed as jy nie besef wat se impak jy het nie. My pa het altyd gesê, my pa het vir my so mooi gesê, hy het gesê, dis goed dat jy so af en toe terugvoering kry dat dit goed gegaan het op 'n plek en goed gepraat het of goed gepreek het of wat ook al in sy geval. Hy sê, maar jy moet dit nie te veel hoor nie, want dink jy is die, amper sê die mynkonyn. Dis net goed dat jy so af en toe hoor om net aan die gang te bly. Maar dit is eintlik goed om nie te veel te hoor nie. En net te weet, jy is net daar om te dien. Jy is daar om te dien. Wat is die woord betekenisvol? Ek beteken iets vir ander mense. Ek beteken iets vir die gemeenskap. Ek beteken iets vir die koninkryk. Ek beteken iets. Dis waar die woord purpose, betekenisvolheid vandaan kom. Dan wat interessant is, ons het 'n paar jaar terug gesê, ons help mense om 'n nuwe balans in hulle lewe te kry. En nou weet julle self, miskien het party van julle gehoor al van 'n persoon met die naam van Paul Donders, 'n Hollander, hy's eintlik 'n argitek en hy het baie werk gedoen hier in Suid-Afrika. Hy kom 3 maande Suid-Afrika toe. En eendag toe sê hy net vir my, mens kan nie jou lewe integreer nie. Balanseer nie. Dis 'n ou benadering. En toe die tweede ou, Brett Johnson, wat 'n boek Lemon Leadership, miskien ken julle dit dieselfde vir my sê. Dis nou so 10 jaar gelede. Toe besef ek, jy kan nie jou lewe balanseer nie. Jy kan nie Christendom en werk eintlik balanseer nie. Jy moet dit integreer. En die nuutste benadering, en Paul Donders het 'n boek geskryf oor life, ek is nie seker wat die boek se naam is, life coaching of life, life iets. Skryf jy daarin, die nuwe benadering, 30 jaar terug het gesê ons moet ons lewe balanseer. Vandag sê ons moet ons lewe integreer. En in halftime vind ons dat mense wat dit reg kry op hierdie reis te gaan, leer om eweskielik hulle geloofslewe te integreer met hulle werk, met hulle gesinslewe, met hulle liggaam, met hulle sosiale lewe, met die gemeenskap, noem maar op. En as jy dit begin doen, dan is eweskielik begin die betekenisvolle al hoe meer word. So dis net 'n ander hoek wat mense dan na kyk. So dis 'n uitdaging nogal om alles te integreer. Ek wil tog net weer verwys na ek het in die kerk net so vlugtig verwys na die sogenaamde Sigmund-kurwe. En ek wil net vlugtig daarna verwys en julle het julle boekie daar bo aan die eerste bladsy heel bo aan. En daar is so 'n bietjie meer geskryf daarso. Maar ek wil net vir julle 1 of 2 goedjies wys daar. Dis maar 'n kurwe wat Bob Buford gebruik het om aan te dui en te sê, as jy op reis gaan, is dit die maklikste manier om dit voor te stel. So gewoonlik is die meeste van ons begin maar 'n lewe van sukses, gerig op sukses. Ons wil suksesvol wees in wat ons doen. Ek was 'n jong onderwyser op Mamasbrug, ek het rekening en ekonomie gegee en ek mag gesukkel. Ek weet my eerste matriekklas, ek is skaam om te sê dat ek vir hulle ekonomie gegee, want ek het minder as hulle van ekonomie geweet, selfs met rekeningkunde. Ek het gedog ek weet daarvan, maar ek het nie eens geweet, hoe verduidelik jy vir 'n kind waardevermindering, en jy verstaan dit self, en jy kon dit doen, maar jy weet nie wat dit werklik beteken nie. En so voorts. Maar met die genade van die Here leer jy om dit baas te raak. Ek het self tennis gespeel, maar ek kon nie iemand help met tennis nie.
So leer ek nou maar die genade om suksesvol te wees. En as jy gelukkig is, klim jy die leer van sukses. Nie noodwendig in posisie nie, maar wat jy doen. Party tref dit dat hulle net almekaar probeer en behaal het nooit en hulle raak moedeloos later om. Want hulle bereik nie die posisies wat hulle graag wil hê nie. Maar dit maak nie saak of jy het bereik het of nie bereik het nie. Of jy het bereik het of nie bereik het nie. Iewers, as jy dit lank genoeg najag, gaan jy voel, jy raak moeg daarvoor. Of jy het bereik het, of nie bereik het nie. Mense raak moeg daarvoor. Die mense wat nie moeg raak nie, is gewoonlik die mense wat korte verandering was in sy lewe, met 'n nuwe seisoen wat aan mekaar outomaties na vore gekom het. Maar die mense wat die meeste sukkel, is die mense wat een beroep het, en hy bly vir 'n lang tyd in dieselfde posisie. Veral die persone wat op 'n vroeë stadium, kom ons sê CEO of ME van die maatskappy geword het, en as hy jonk, en nou moet hy vir 15 jaar, 20 jaar dieselfde posisie hê. Of iemand anderster wat 'n beroep het, wat hy dieselfde ding oor en oor doen vir 'n klompie jare. Of die sogenaamde stigter of founder van 'n maatskappy, en nou groei hy, en hy kan nie met die maatskappy groei nie, en nou raak hy 'n bietjie moeg. So, mense ervaar, dat iewers, wat ons nou al praat van punt A, ervaar hulle hierdie, die Engels het so mooi gesegde, a smoldering discontent in me. Daar's iets wat binne my broei, ek is veronderstel om gelukkig te wees, maar ek kan net nie gelukkig wees nie. Dis iets wat baie mense bel my, en sê hulle my koffieafspraak hê, en as ek hulle uitvra, dan kom ek agter, hulle voel so. Ek is veronderstel om gelukkig te wees, want ek het 'n vrou, ek het kinders, ek het 'n goeie werk, goeie inkomste, ek bly in 'n goeie buurt, ek bly lekker, ek is 'n Christen, ek het betrokke by die kerk ensovoorts, in 'n klein groepie, alles. Hoekom is ek ongelukkig? Hoekom is jy ongelukkig? Daar's nie vervulling nie. Die purpose is nie helder nie. You haven't got clarity, in Engels sê ons, you haven't got clarity of what God called you to do in die seisoen van jou lewe. En dit is hoekom dit nodig is om bietjie na te dink daaroor. Baie keer speel ons 'n eerste helfte, soos Bob Buford sê, en jy het net nodig, jy's so besig met die spel, dat jy net nodig om halftyd te vat, en dit is waar die boek halftyd vandaan kom, halftime vandaan kom, om net te gaan na die sogenaamde coach toe, in die topkamer, en dan vra jy net vir jou 'n paar vrae, hoe het dit gegaan? Hoe gaan dit met jou eerste helfte? Hoe gaan dit met die helfte van jou seisoen? Vir ouer mense sal dit wees, hoe het dit met hierdie vorige helfte of die seisoen van jou lewe gegaan? Wat het jy gedoen, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie? En dan is die vraag, Dr. Kruiven was skitterend daarmee, ek het nou voorreg gehad om hom redelik goed te ken, en almal wat op hom rugby gespeel het gesê, hy het die vermoë gehad om goeie vrae te vra. Boys, hoe het dit gegaan? En dan verduidelik hulle. En dan sê, hoekom raai hy daar om jou gehardloop, en hoekom moet dit gebeur? En dan, okay manne, en hy het dikwels het gesê, die game word in die tweede helfte gewen, nie in die eerste helfte nie. Nou dis presies wat Bob Buford probeer verduidelik het in sy boek Halftime. Die game word in die tweede helfte gewen, vir baie die derde of vierde, soos netbal het 4 kwarte, miskien is die lewe deesdae meer 4 kwarte in plaas van 2 helftes. Hoe speel jy jou laaste kwart, of jou laaste helfte, of jou laaste 5de, wat ook al, van jou lewe? Of hoe speel jy die volgende seisoen, wat miskien in die tweede helfte van jou lewe is? Wat is jou gameplan? Hoe gaan jy dit doen? En dis waar halftime inkom. Want as jy dit ignoreer, gebeur dit baie maklik, dat jy oor die kurwe gaan, en dan beland jy by punt B, en dis 'n baie sleg plek om te wees, want jy weet jy is op pad af, jy weet jy het nie meer energie om te doen wat jy moet doen nie, jy weet jy byt dit vas vir aftrede, of vir, dat ek net my besigheid kan verkoop, of wat ook al, en dit is 'n baie sleg plek om te wees, want almal weet dit, jy weet dit self ook, partykeer besef jy dit self nie, en dis waar die baie groot probleme kom dikwels, met die sogenaamde midlife crisis, en al die mense vang allerlei snaakse goed aan. Julle weet self, hulle fokus op allerlei goed, behalwe op dit wat hulle eintlik moet op fokus. En dis nie 'n lekker plek om te wees nie. So as jy nie helderheid oor jou sogenaamde purpose het, of jou doel het in die lewe, in die seisoen van jou lewe nie, die volgende seisoen van jou lewe nie, dan gebeur dit maklik, dat jy by punt B beland. En dit is nie so maklik om iemand te help wat by punt B is nie. As daar van julle is wat by punt B is, daar's hoop, om jy hier sit,
jy wil graag, jy kan gehelp word. Dit is net moeiliker. So ek wil net veel aanmoedig wat die van julle wat nog nie by punt B is nie, moenie wag tot jy by punt B is nie en dan eers begin nie. Dit is net baie moeiliker. As ek mense op 1-tot-1 sogenaamd coach en as by punt B, dan is dit baie moeilik om hulle te help. Dit vat baie langer om hulle te help om deur die proses te gaan. Maar party mense beland natuurlik by punt B sonder dat hulle daar wil wees. Ek het so pas 'n oproep gekry van 'n jong man, hy was 31 toe hy halftime gedoen het, en my gebel nou op pad hiernatoe, en my gesê, Tom, ek wil jou dringend spreek. Ek sê, wat is dit? Nee, ek kan nie nou met jou praat nie, maar wanneer het jy tyd? En ek wil jou dringend spreek, het nou weer iets gebeur, en hier is nou 'n nuwe seisoen wat kom. Nou wat dit is, weet ek nie, maar dit is 'n krisis, wat veroorsaak dat hy definitief 'n nuwe seisoen moet binne gaan nou. En hy wil graag gehelp word in die proses. So, baie mense sê, maar hulle was klaar, hulle het klaar significant gelewe. Ja, dis waar. En die mooiste voorbeeld, seker een van die mooiste voorbeelde is Cassie Carson, wat ek dink ek weet nie of ek in die kerk ook sy voorbeeld gebruik het nie. Maar Cassie is 'n groot vriend van my, hy is op die direksie van Halftime ook, en Cassie was presies 43, nadat hy by die CSV was, waar hy sy eerste groot ervaring van Halftime gekry het. En hy het nie weet wat dit is nie, toe gee iemand van die boek Halftime. Hy was 10 jaar by die CSV, baie significant, baie suksesvol wat hy gedoen het, en ewe skielik ervaar hy net, hier is 'n nuwe seisoen, en ek weet nie wat dit is nie. En hy weet nie waartoe moet hy nou gaan. Hy was nou 10 jaar by die CSV, en hy was baie suksesvol geweest, baie betekenisvol. Maar hy weet, hier is 'n nuwe seisoen. En na hy klaar gelees het, toe begin hy dink, en toe het hy gedink, eers 'n bietjie rondgeval, 'n paar ander goed gedoen, toe leierskapskole begin, en toe het hy vir 'n tyd lank geweet, hy moet in sport gaan, en hy het toe 'n groot verskil gemaak in die wêreld in sport, tot hy die volgende seisoen beleef, en die volgende seisoen was toe hy vir die Here vra, wat is die grootste probleem op aarde, en ek wil dit weet, want ek wil my daarvoor beywer, want hy sien net probleme, val in Afrika gesien, en toe vra hy vir die Here, hy het hom afgesonde, Here, wat wil u hê, moet ek op fokus, nou, in die seisoen van my lewe. En hy sê, toe ek na, dink 2 of 3 dae gesit het daar, het ek geweet, helder hoor ek, the world needs a father. En toe besluit hy los alles, fokus nou net daarop. En dit was so 12 jaar gelede. En ek het die voorreg om op pad saam met the world needs a father te gestap het sedert daai tyd. Ek is saam met hom op die direksie daar, wat 'n voorreg, die boek en 'n tydjie daarna, toe kom hy agter, the world needs a mother ook. Sy vrou ontdek dit, en sy het nou so pas, hy is amper klaar met die boek nou, ek dink die boek gaan nou uitgegee word, Mother's Design, hoe moet 'n vrou, wat is die vrou se rol in die huwelik en die opvoeding van die kinders. So die boek gaan nou binnekort verskyn. Toevallig gister met hom gepraat, toe sê ons is by die laaste rond nou. So, betekenisvol? Ja, so vir hom was dit 'n nuwe kurwe van meer betekenis in daai tyd van die seisoen van sy lewe. Partykeers is dit 'n krisis wat dit veroorsaak. Ek sal later, onthou dat ek dalk volgende week, ek gaan nou dalk te veel voorbeelde doen, ek wou in die kerk ook, teen Stoffberg was hier so, seker lidmaat, of hy om die draai van julle gebly het, later by Kennedy's, Kanonberg gebly, en 'n groot vriend van my, en hy het vir my gesê, ek kan sy voorbeeld gebruik, hy is nou nie meer, lewe nie meer nie, maar ek is seker daarvan, hy keer nog steeds goed dat ek sy voorbeeld kan gebruik van wat in sy lewe gebeur het, hoe hy 'n nuwe seisoen ingegaan het. Hy was die eerste halftime forum in Suid-Afrika, het hy my gevra om te wees, nadat hy deur 'n egskeiding gegaan het en weer getrou het, en wat daar gebeur het. Ek sal onthou wanneer ek volgende keer sy voorbeeld gebruik. Goed, so wat is halftime dan? Halftime is dan nou 'n proses waar ons mense help, wat op in 'n kurwe is, verkieslik by punt A, 'n nuwe kurwe begin, en ons help hulle net deur die proses om self verder te gaan. Daai kurwe lyk net nie so nie, hy gaan maar op en af hierso ook, en dalk het jy nog 'n kurwe en nog 'n kurwe en nog 'n kurwe. Maar dat jy net bewus is, ek wil nie weer net 'n sukseskurwe hê nie. Want as jy die boekie kyk, dan sal jy sien, ons skryf hierso, by sukses is al gewoonlik 3 dinge, en hierdie nou het ons gehelp om dit duidelik te kry. Daar's 3 dinge wat mense op die ou end maklik
op fokus as dit net oor sukses gaan. En die eerste een is wat ek kan doen. Dis belangrik. En die tweede ding is wat ek besit. En dis nie net geld nie en besittings nie, dis ook grade en geleerdheid en kinders en noem dit maar op. Dis vir my belangrik. En derde een is wat ander mense vir my sê of dink, is vir my belangrik. En daai drie kan my so dryf dat daai drie my heeltemal oorheers, dat ek vergeet, ek is eintlik geroep om volgens my Efesiërs 2 teen roeping te lewe wat ons Sondag gehoor het. Die Here het my voorberei om iets te doen vir sy koninkryk en sy wil en sy naam te verheerlik en dit gaan nie net oor my nie. En ons vergeet daarvan. So, dis hoekom sukses so gevaarlik is, alhoewel dit baie keer 'n dryfveer is om iets betekenisvol te doen. So, sukses staan nie teenoor significance nie. Die een is nie belangriker as die ander nie. Jy het nie nodig om eers suksesvol te wees voor jy significant kan word nie. Maar sukses in sigself is nie die einddoel nie. Fransjo sê dit so mooi, hy sê in sukses, die verskil tussen sukses en significance is in sukses, gaan dit daaroor dat ek basies maar kyk na my eie behoeftes en my eie behoeftes en my gesin se behoeftes en mense rondom my, my familie en so aan. Maar by significance, dan begin ek begin, die Engelse woord share, I share, ek help ander, ek wil graag vir ander ook laat deel in die water wat in my dam invloei, en ek wil dit vloei in die stroom van die lewe, dat mense laar af ook 'n bietjie water kry, van wat ek beleef het. Interessant daar was 'n baie interessante gesprek tussen Dallas Willard, die bekende teoloog, en Bob Buford. En toe het hulle gespraat oor sukses en significance. En toe vra Dallas Willard vir Bob Buford, nou hoe sien jy sukses? Toe sê hy, well, success is, well, I use my time and talent and treasure to serve myself and my family. And to say, and significance is where I use my time and talent and treasure to serve God and serve others. En toe sê Dallas Willard die volgende, I think there's something more. In success, I want to be in control. In significance, I give away control. I give it to God. I give it to somebody who knows better than I know. And I say, and that is a process of surrendering. Ek leer om te surrender, prys te gee, om af te gee. Alles behoort nie aan my nie. My so mooi, dat Fransjo van Niekerk, die grootste filantroop, wat volgens my gesien wat Afrika ooit gehad het, sê nou die dag in my teenwoordigheid, toe iemand van vra, hoeveel geld het jy al weggegee? Toe sê hy, wel, jy verstaan nie, nog niks nie. Hy sê, maar ek hoor iemand sê, jy het biljoene al weggegee. Hy sê, nee, jy verstaan nie, niks het aan my behoort nie, daarom kon ek niks weggee nie. Ek het net uitgedeel wat aan my toevertrou was. Is dit nie prachtig nie? Ek het net uitgedeel wat aan my toevertrou was. So, ons het nie so baie geld nie, ons het nie so baie tyd miskien nie, maar party van julle het tyd, ons het almal tyd en geld, beperk, miskien, talente. So wat het die Here jou toevertrou wat jy kan uitdeel en ander mense mee help? Vir die bakker tannie van Williston was dit net eenvoudig om kindertjies na die Here toe te lei, terwyl sy brood bak. Dit is al wat sy gedoen het. Dit was haar purpose. Dit was haar doel op aarde. Vir iemand anderster wat 'n groot leier is, vir Graham Power wat 'n groot leier was dit om 'n magtige besigheid Power Construction op te bou, om te vir mense te wys hoe doen 'n mens besigheid op Bybelse beginsels. Is die een beter as die ander een? Nee. Albei in die koninkryk is ewe groot. So, ons hoef nie noodwendig te dink dat ons moet nou hierdie groot goed doen nie. Die vraag is, wat wil die Here hê moet jy doen in hierdie seisoen van jou lewe? Dit kan 'n klein dingie wees. Miskien het, ek sien jy sit hier so, met 'n onwys man, ons ken mekaar al baie lank al. Cassie vertel die storie van 'n gewese hoof van die onderwys, direkteur van onderwys in een van die provinsies van ons land,
En hy sê, ry met hom en hy eenkie en die ou sê maar, hy is nou so moeg vir die onderwysdepartement wat nou so is en so aan, hy het nou afgetree en hy weet nie om te doen nie en so aan nie. Cassie laat nie met hom mors nie, hy reis hom by die eerste dorp in en hy stop daar by die skool en hy sê, nou gaan jy vir die skool of bid. En hy sê, almal spring op aandag omtrent, want dit is die oud direkteur van onderwys wat nou hier by hulle skool aankom. En hulle ken hom almal. Dadelik toe gaan en Cassie sê, goed, hy wil net vir jou gebid nie, bid vir die skool of, en hy sien daar begin traan in die skool of so oë. En hy gaan die volgende en hy sê, van nou af, dink ek is jou werk om vir skool of te gaan bid. En daai persoon het toe voortgegaan om vir skool of te begin bid. Dis al wat hy gaan doen het. Hy het gery van skool tot skool, afsprake gemaak om vir skool of te gaan bid. Eenvoudig. Maar enorme effek op skoolhoofde. Ek onthou die eerste keer wat 'n skoolhoof vir my, 'n persoon vir my kom bid het in die kantoor. Wat sy effek het op my lewe gehad het. Wat ou spesiaal 50 km ry na die skool toe om vir my toe 'n afspraak te maak. Wat wil jy doen? Ek wil net vir jou kom bid. Dis 'n ou studentevriend van my. Wat se effek het op my lewe gehad het? So jy kan 'n klein dingetjie doen wat enorme effek het. So, miskien het die opmerking maak dan wat Pieter Drucker, dit is die mentor van Bob Buford gesê het, en kyk 'n bietjie wat sê daar, dat julle kan maar lees daar so, most people are overprepared for the first half of their life, and underprepared for the second half of theirs. And there's no university for the second half of life. Wat hy daarmee bedoel is, almal help jou om meer suksesvol te wees in die lewe. En bitter min mense help jou om meer betekenisvol te leef. En wat Halftime Mama gedoen het, en dis wat Bob Buford besluit het, hy gaan mense help om meer betekenisvol te leef. En dit wat ons vandag maar hier, Suid-Afrika vir die afgelope meer as 16 jaar al doen. Die eerste definisie wat hy gehad het, julle kan miskien kyk daarso, en ek wil nie te veel daarop sit nie, hy het gesê, en dis waar die boek Halftime vandaan kom, dit staan nie in die boeke nie, so julle kan net so vlugtig net hier so loer, het hy gesê, Halftime is a pause, ek dink nie ek het ingesit nie, ja, ek het nie ingesit nie, maar kyk net hier so, hy sê, is a pause in, aanvanklik gesê, midlife, nou deesdae sê ons in life, to reflect on what we've accomplished, who we have become, and what will matter in the end. It's also a point to redirect our time and resources for the second half. Dit was die aanvanklike definisie waaruit Halftime ontstaan het, en ons het toe nou baie verder as dit begin beweeg. Dat jy net weet waar dit vandaan kom. So, as ons nou van mekaar vra, maar hoe doen ons dit? Dan sê ons het aanvanklik het ons seminare aangebied, en seminare het ons agtergekom is baie inspirerend, maar verander nie baie mense se lewens nie. Bitter met mense kry dit reg na seminar om transformasie. So ons het toe besluit, ons wil meer help om mense te help om te transformeer, en net vir hulle 'n hupstootjie gee, sodat hulle self in die gang kan kom. En dis waar ons die gedagte gekom het van, ons gaan nie nou net teach nie, ons gaan bietjie meer die fasilitering, coaching rol speel, en jy sal agterkom, dan gaan dus vrae gevra word, en ons wil bietjie meer fasiliteer en minder teach. Hier is nou so 'n bietjie tussen die twee, tussen 'n seminar en 'n forum soos wat ons in 8 weke gaan doen, maar ons gaan probeer kyk of ons bietjie meer oorhel na die fasilitering in plaas van die teaching kant toe. Ek is maar in my wese 'n teacher gewees, en ek moes leer om meer vrae te vra en te luister as om te praat. En ek gaan ook probeer kyk in die groot groep, omdat ek nou, dis net vandag se inleiding, maar daarna bietjie meer net te fasiliteer dat die proses in die tafels en so voort self aangaan. En dan die hele gedagte van connect, die gedagte is dat as dit moontlik is dat julle mekaar in die tafel so bietjie meer saam, ons praat van 'n maat kry waar jy die weet bespreek, dit kan jou vrou wees, dit kan iemand anders wees, of dit kan 2 pare wees, of dit kan 3 persone wees, wat net so af en toe met mekaar praat, in hierdie 8 weke, om mekaar te help. 'n vertroueling, wat jy nie weet of met almal wil deel nie, maar 'n vertroueling met wie jy saam die pad saamstap, dit sal baie help.
Ek gaan nie te lank hierby stil staan nie, maar hierdie sogenaamde nuwe kurwe gaan deur verskillende fases, en ek wil net baie vlugtig net soveel wys. Daar in hierdie fases, wat jy nou kyk daar, sê jy sien, begin ons nou met 'n sogenaamde foundation. As jy daar kyk, daar vir die eerste ene foundation, dan is daar discovering vision, dan is daar guided reflection, diverse exposure en enduring impact. In jou boekie het jy daar verduideliking van alles. Dit beteken maar net, dit is verskillende goed wat moet plaasvind op die reis. Ons gaan volgende week stilstaan by die fondasie, foundation, as 3 vrae, retracing your steps. Dan gaan ons ook kyk na die vision, 80th birthday, 'n baie interessante oefeningkie, ook met 3 vrae. En dan, ons gaan gedurig die refleksie doen, ek gaan julle uitdaag om so 'n bietjie blootstelling te kry, gebied waar jy belangstel, en dan gaan ek julle reg aan die einde uitdaag, dat julle dit so maak, dat dit 'n volhoubare impak, dat daar volhoubaarheid is, dat jy nie nou iets begin wat oormôre doodloop nie, maar dat jy kan aangaan tot die volgende seisoen in jou lewe begin, wat dit ook al sal wees. En dan net 'n belangrike ding wat belangrik is, wat jy kan sien, daar is 'n haartjie en daar is 'n kop. It's a head journey and a heart journey. Bedoel dit daarby, en dit het julle ook daar voor julle op die volgende bladsy, as julle kyk, net baie vlugtig, net soveel wys. Die sogenaamde hartreis is die reis waar jy regtig leer om met 'n nuwe identiteit te lewe, 'n nuwe karakter. Jou identiteit lê nie nou meer in wat jy kan doen nie, of wat jy bereik het nie. Die identiteit lê nou in die Here. En dis iets anderster. Dit is 'n ander identiteit. Jy kan nie my vertel, jou identiteit lê nie miskien nou in die geld wat jy maak nie. Die identiteit lê nie in die feit dat jy 'n belangrike persoon, 'n belangrike posisie beklee nie. Die identiteit lê in iets anderster. En ou moet leer om met die nuwe identiteit te lewe. Dis nie so maklik nie. En dis die Here wat eintlik mens help om nuwe karakter, en dan mag nuwe waardes ontwikkel hierdie tyd ook vir jou. So, wat gebeur daar? Dis maar die pad wat die Here in jou hart met jou stap. Dit gebeur net op die manier wat dit gebeur is maar net deur die skrif, deur gebed. Jy leer lewe om saam met Jesus te lewe, soos nou die opening jy so mooi vir ons gesê het, vriend van Jesus te word, en hy leer jou om 'n vriend van hom te wees, en hy leer jou soos jy aangaan. En dan, en hoe jou vriende jou begin help in vorm, sogenaamde accountable partners. En dan nou, en hoe omstandighede veroorsaak dat jy nader in die Here en meer sy stem begin hoor op sekere gebiede. So, dis die hartreis wat ons almal moet deurgaan. Dis die moeilike kant. Die maklike kant is die sogenaamde head journey. En dit is nou maar die normale goed wat ons hier doen, waar soos ons nou kyk, volgende keer gaan ons daarna kyk, moet vra wat is vir jou vra, en jy kyk maar dat jy veral kyk na hoe lyk jou core, jou kapasiteit, jou konteks, wat is die verskillende geleenthede wat jy het, wat is jou sterkpunte ensovoorts. En jy doen dit maar deur vraelyste en selfs erkende, soos die StrengthsFinder, die StrengthsFinder gedoen, ons gebruik dit baie keer, om te sien, wie is ek nou eintlik? So, dis maklik, daai reis is maklik. Die moeilike een is die hartreis. Die een is nie belangriker as die ander nie. Die een moet nie voor die ander kom nie. Hulle werk heeltyd so. Heeltyd so. So, ek wil julle aanmoedig dat julle bereid sal wees om op die sogenaamde head and heart journey te gaan. So, die curriculum bestaan basies net uit 3 areas. Een is, dat mens agterkom, die kern wie ek is, core, en dis nou die head journey, maar wat baie keer gebeur is, in hierdie head journey, wys die Here vir my iets in my hart. Soos byvoorbeeld, toe ek nou dit gedoen het, het ek iewers skielik net, die Here vir my gewys, dat een van jou waardes, wat jy het, ek het nooit gedink is 'n waarde nie, is adventure, avontuur.
En ek het gedog, hoekom is dit nou vir my 'n waarde? En toe ontdek ek, dit is vir my 'n avontuur om in die oggend op te staan en stilte te hou. Wat gaan die Here vandag vir my sê? Dit is 'n avontuur om te weet, ek kom vandag hiernatoe, wat gaan hier gebeur? Want ek is nie 'n beheer hier nie. Dit is 'n avontuur om te hoor wie se harte is aangeraak. Dit is 'n avontuur om te weet wat gebeur volgende, soos in my geval, om nou met Kazakhstan Saterdagoggend 'n forum te hê met 'n tolk wat Russies en Kazakh praat en ek het nie 'n idee wat aangaan nie. Nee? Ek is totaal, en dis nou weer eens, hoe dit gebeur is 'n avontuur. Ek kan vir julle vertel, dis heeltemal buite my beheer gewees. Maar ons is nou besig met elke 2 weke met 6 manne daar in Kazakhstan. Nou, dis avontuur. En dan is dit nog avontuur om in die natuur te beleef hoe die Here met my praat in die natuur. Of as ek 'n sogenaamde solo retreat doen en ek gaan 'n dag weg alleenig, wat wil die Here vir my sê om 'n vuur? As ek alleenig met hom sit om 'n vuurtjie. So, toe ek besef, dit is nou ewe skielik vir my 'n avontuur word deel van 'n waarde wat belangrik is in my lewe. Maar wie het vir my vertel? Dit het in my hart. Die Here het dit in my hart geplaas. Net soos hy vir my, die gedeelte wat jy nou gelees het, in my hart geplaas. Ek kan 'n lang storie vertel hoe Johannes 15 in my hart kom sit het. En ek kan vir julle die storie dalk vertel, maar nie vanaand nie, oor wat het gebeur dat Johannes 15 so 'n spesiale plek in my lewe het. Eerstens die gedeelte van hy is die wynstok, ek is die lote, en ek en hom en hy en my. En tweedens dat hy my vriend kon word. So dis 'n avontuur om te ontdek het hoe hy dit in my hart kon plaas het. En so glo ek dat hy in julle harte sekere goed wil plaas buite my beheer, buite enigiemand se beheer. Hy wil dit net doen. En buite jou verstand soms. Hy doen dit net. En dat jy net reageer daarop. Soos vir Cassie, waar hy net duidelik gehoor het, the world needs a father. En Cassie van daai oomblik af sy hele lewe gegee vir the world needs a father. Soos hy ek vertel nou maar die storie van Teens. Soos hy vir Teens, almal het gedink Teens moet met rugbyspelers werk. Toe hy vir Teens in sy gedagtes, in sy hart kom sê het, jy is deur 'n egskeiding. Jy moet ander mense help wat huweliksprobleme het. Jy moet sorg dat jong mense voorberei word voor hulle in die huwelik gaan. En Teens kon hom uit en sê, ek moet dit doen. Ek sê, dit is fantasties. Wat behels dit? Nee, ek weet nie hoe om dit te doen nie, sê vir Eweslik. Nou moet ek maar imagoterapie doen. Hy's 'n fisioterapeut. Hy ken niks van imagoterapie en daai dinge nie. Nou moet hy opleiding kry in imagoterapeut. En nou gaan hy vir opleiding, want die Here het dit vir hom duidelik gemaak. En tot op sy dood, daar waar hy in die kar sit, waar hy nie eens skaars kan praat, het ek iemand van wat ek gehelp het, 'n man en vrou gehelp het in Bloemfontein, sou hy naweek afkom na hom toe by hom kom oorbly waar hy kon help met huweliksverryking. Sê hy, gee hy opdrag en sê, asseblief sê hulle nog steeds kom en vra vir so en so om hulle te help. Tot sy dood toe, sy getrou aan dit wat die Here op sy hart geplaas het. Dis nou boonbehalwe ander goed wat hy moes doen. Maar dis die seisoen wat hy moes ingaan, nadat hy nie meer fisioterapeut kon wees nie, as gevolg van gesondheidsprobleme. Julle hoor hoe die Engels het so mooi, die Here drop dit in jou hart. Gys het altyd sulke Engelse woorde tussen gegooi as hy gepreek het. En dan sê die mense, nee, ek hou nie daarvan, die ander mense sê, nou luister ek. Nou goed, die Here sit dit om jou hart, dat daar iets sulke goed gebeur. So, vir die volgende sessie gaan ons dan nou kyk, die volgende paar sessies gaan ons kyk na wie is ek in my kern. En dit sluit in sulke goed soos my sterkpunte, my passies, my waardes, en dat ons help julle om 'n ordentlike mission statement te skryf en 'n being statement te skryf. Wie is ek? Wie wil ek wees as mens? En wat glo ek die Here het op my hart geplaas om te doen? Dan gaan ons onder andere ook kyk na kapasiteit. Hoe bou ek kapasiteit rondom tyd, geld en geestelike kapasiteit op? En die ander vraag wat baie belangrik is, hoe lyk my konteks? Waar is ek tans betrokke? En ons gaan 'n bietjie dit ontleed en kyk,
Waar is jy betrokke? Moet ek bly waar ek is? Moet ek 'n ander rol vervul ensovoorts? Dis die vraag wat mense jou vra. So die hele kurrikulum is rondom daai 3 gebou. En ons gaan dan nou tyd spandeer in die 8 weke aan daai 3 areas, wat ek sê. Dan miskien net 'n laaste ene wat ek nou net wil, wat daar onder, links onder staan, op die tweede bladsy kan ek sê. Hierdie is 'n konsep wat ek, asof die Here, jare terug het miskien van julle ook, het ons Bybelstudie gedoen met 'n boek wat ons gesê het, Experiencing God, Beleef God, van Blackaby. En ek onthou dit in my agterkop, en wat my toe hinder is, dat baie van die mense wat nou hulle tweede helfte probeer uitwerk, is so ingestel op wat hulle moet doen. Dan vra die Here, help my asseblief. En toe onthou ek wat Blackaby sê. En kyk 'n bietjie wat Blackaby sê. Blackaby het gesê, onthou net, God is aan die werk op hierdie aarde. And he wants you to join him. Nie, I ask him to join me nie. Dis 'n baie groot verskil. As jy die benadering het van, die Here gee vir my 'n doel, 'n purpose in die lewe, en ek wil graag die Here vra om my te help. Gaan al jou gebede wees, Here help my, Here help my, Here help my. Maar eintlik draai dit alles om jouself. Hoe kry ek dit reg om anders te dink? My kop om te draai en sê, die Here is in die werk, en my gebed is dan nou, Here, open my oë, open my hart, open my hande, dat ek betrokke raak waar U wil hê ek moet betrokke raak. Dis soos Teens nou, wat gevoel het, hy het gedink, hy moet betrokke raak, hy's 'n baie, hoe sê ek, connected persoon, met al die sport, en hy het 3 provinsies gespeel, wat al 3, die Karibeker gewen het, Vrystaat, toe Noord-Transvaal, toe WP, Springbokkaptein ensovoorts, alhoewel hy hakelaar was, later het hy opgehou, het die Here hom besondere wyse gebruik met netwerke. En almal het gedink, hy gaan nou die groot netwerker wees. Die Here wil hom gebruik as 'n netwerker tussen al die rugbyspelers. Toe draai die Here dit om, maak sy oë oop vir die grootste seer in sy lewe, sy egskeiding, wat veroorsaak het, dat hy besef het, ek moet nou word geroep om ander mense wat huweliksprobleme te help. En hy word gekwalifiseer en hy aktief betrokke by die hulp van huweliksverryking. So die vraag wat ons vra is, hoe kry ek dit reg om betrokke te raak daar waar die Here klaar besig is? So die vraag is, waar is die Here besig en waar trek hy my aandag wat hy wil hê ek moet betrokke raak? En as jy daai pad wil stap, jy wil betrokke raak daar, vra hy dat jy hierdie pad stap saam met hom. So die eerste ding wat hy vra verhouding met jou, hy vra niks anders as 'n verhouding met jou nie. Dis die eerste ding wat hy vra. Tweede ding wat hy vra, hy nooi jou uit, jy nooi nie vir hom uit nie, hy nooi vir jou uit. Dis die tweede belangrike ding. Die derde ding, hy wil met jou praat, en as hy praat, dan, dis soos Moses by die braambos, dan val ek op die grond, en sê, Here, ek is niks. U wil met my praat. Dis nogal 'n verskil. Waar ek regop staan en sê, Here, U het nou op my hart geplaas, hierdie goed wat ek nou moet doen. En help gou vir my om dit te doen. En ek wil U naam verheerlik, Here. Dit klink baie vroom en baie mooi, en dit kan so wees. Maar maklik kan ek in die slaghuis trap dat dit oor my gaan en nie oor hom gaan nie. Maar as ek daai pad stap, verhouding met hom, hy nooi my uit, hy praat met my en ek kniel voor hom, die lewende God, die almagtige God. Hy sê, nou sê Blackaby, as jy dit doen, is dit altyd 'n crisis of belief. Regtig, Here? Wil jy regtig hê vakansie? Wil jy regtig hê dat ek nou alles moet los? Wêreldwyd sportkoalisie, wêreldwyd is die hoof van die sportkoalisie in die wêreld, die toer die wêreld vol, in verskillende lande, wil jy ek moet alles los en nou net the world is a father doen? Hy kon gesê het ek is die lus daarvoor nie. Wil jy regtig hê ek moet alles los? Moet ek nog my familie by die huis los en toer, van land tot land gaan? En ek dink is nou omtrent, ek weet nie of dit 100 is nie, 26 as nie 130 lande al is nie. Besoeke afgelê, die boek is al vertaal in klomp tale,
oor die 20 tale dink ek. Wil jy regtig hê? It's a crisis of belief. En dan sê hy, nee maar ek wil jy moet 'n paar aanpassingkies maak. Dis nog erger. Jy moet 'n paar aanpassingkies maak. Jy kan nie so na my toe kom nie. Ek wil nie vir jou hê soos jy nou is nie. Ek wil hê jy moet 'n bietjie paar aanpassingkies maak. Ek wil hê jy moet minder ernstig wees oor besittings byvoorbeeld, of minder ernstig wees oor geld, of minder ernstig wees oor jou tyd. En my vertrou. Beteken nie is onverantwoordelik nie. Nou as verskil, en dis waar die head journey ook weer inkom. Soms is dit nodig dat mense die head journey vat, dat iemand vir jou help om die dinge uit te werk. Hoe kan ek volhoubaar bly? Dis waar die head en die heart journey met mekaar begin integreer. Maar baie keer wil die Here ek moet 'n paar aanpassingkies maak. Of ek moet iemand vergewe dalk, of wat ook al. Of ek moet wegkom van my beheptheid en my vals self. En ek moet oor dit kom, want vals self steel my tyd. En dan kan ek vir hom, die Engels gebruik, he want me to join him, and all he wants me to do is obey and experience God, sy teenwoordigheid, sy vriendskap, sy leiding en alles wat hy doen. So, dis die pad wat hy moet ons wil stap. So daarom het ons dit bygevoeg as 'n model wat ons nou nie gekry het by Bob Beaufort nie, wat ons in Suid-Afrika ontdek het, toe ons begin praat het daaroor en gesê het, ons kan nie net mense help dat hulle moet uitvind wat hulle purpose is nie. Maar dit is die pad wat mens moet stap om eintlik daar te kom. So jammer, as jy gedink het, dis maklik, dis eenvoudig, dis ongelukkig, jy gaan so af en toe gaan jy sê, dis 'n crisis of belief, en af en toe gaan jy sê, ek is nie lus vir daai aanpassing nie. Maar wat ek wel sê, onder die tweede ding wat gebeur, as jy jou purpose ontdek, vir die seisoen van jou lewe, is wat? Joy. Jy gaan joy beleef, wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil dit jou waarborg. Toe teens hy ontdekking maak, om teens 'n voorbeeld weer te gebruik, toe hy die ontdekking maak, toe sy brandende, om mense te help. En hy het sy klein plaasie, gasteplaasie gebruik, om jong mense bymekaar te bring, om saterdag op te offer, en te sê, hier's 4, kom julle bymekaar, want julle moet leer, die mense wat nog soekende is, dames en mans genooi, om te kom. En hy het absoluut ingerig om dit te wil doen. Dit was sy vreugde. Dit was nie sy brood en botter, hy het baie geld gemaak, hy moes nog, soos hulle sê, 'n sideline gehad het, om geld in te kry op 'n ander manier, maar dit het vir hom sy vreugde gegee. Want hy het geweet, dit kom van die Here af, toe nie van homself af nie. En hy het geweet, my mislukking is 'n voorbeeld vir ander. Ek moes deur dit gaan, as 'n mislukking. En daarom, hierdie ding van waar kry jy jou sogenaamde tweede helfte? En ons gaan volgende keer daar's 3 maniere wat jy dit kry. En die eerste is, jy kyk terug, wat het gebeur in jou lewe. Die tweede is, jy kyk na die huidige situasie. En die derde ding is, jy kyk vorentoe en jy droom oor die toekoms. En dan dan kyk jy na die passies en sterkpunte en alles wat gebeur en waardes wat deur daai 3 fases in jou lewe gegaan het. En dan sien jy hoe dit oopkom. En dan ontdek jy, maar dis wie ek eintlik is, en dis wat die Here my geskaap het, en dit is wat die Here in hierdie seisoen vir my wil doen. Ons het nou, dis die agtergrond, dis die basiese agtergrond. Wat ons nou weet is, daar's 'n paar vrae, en ek wil nou so ver gaan om dit te sê, dat julle by die vrae wat nog gaan kom, en ek wil net vir julle dit wys, is daar miskien 'n vraag, 'n opmerking hieroor, want die vraag wat ons nog kom is nie so belangrik nie, maar het sal lekker wees as ek 'n idee kry van waar julle is. Is daar sogenaamde 8 vrae, ons praat van setting the stage, en die vraag wat daar so staan is, alles wil ek graag weet, waar is julle nou, hoe dink julle daaroor, en as julle dan nou kan, vir my terugvoering gee, net so hier en daar 'n terugvoering gee, ek gaan vir jou so tydjie gee, om daaroor na te dink, en te kyk. Ons het, we gaan het seker maak, ons het tyd tot is ek reg tot 8:30 toe, nee. So ons het nog 'n tydjie. So ek gaan nou vir julle vra,
na die 8 vrae te kyk, nou party van die vrae wat daar staan, jy weet nie hoe om te antwoord nie, dit is oké. Jy hoef te ignoreer dit. Maar ander, kan jy so 'n paar gedagtes neerskryf. En dan wil ek hê, as jy klaar is daarmee, gaan ons in die tafelgroepe net vlugtig, daar waar jy wil, terugvoering gee, jy word onder geen verpligting, ek wil miskien dit ook sê. Ons is nou spontane groepe gevorm, het sal lekker wees as jy dieselfde groepe kan vorm vir volgende keer weer, dat daar so 'n bietjie van 'n verhouding ontstaan binne die groep, maar dit is nie altyd moontlik nie, maar ons het introverte, ons het extroverte, ons het oud en jonk in dieselfde groepe. Party mense voel baie bedreig, as hulle sê, jy moet 'n bietjie praat in 'n groep, en ander mense praat weer te veel. So ons moet nou dit maar 'n bietjie in balans kry. So ek gaan tyd sê, hoe lank iemand kan praat, as ons net 'n terugvoering gee, 'n maksimum tyd. Want die ouens wat minder praat, sal in ieder geval korter as dit praat, maar het sal lekker wees as ons so bietjie kan terugvoering gee, en jy gee net terugvoering daaroor wat jy wil terugvoering gee. Partykeer is mense nie gereed om oor iets te praat nie. Dis oké. Nie bedreig voel nie. Dis geen bedreiging. Daar's geen druk op jou om te moet terugvoering gee nie. Maar dit sal lekker wees as jy net vlugtig oor 'n paar van hulle gaan terugvoering gee. So kyk 'n bietjie watter van hulle kan jy nou 'n paar aantekeninge maak. Ek gee so 'n paar minute daarvoor. Ek sal so, kom ons sê, tussen 7 en 10 minute vir julle gee, so 10 minute gee, om net te kyk na daai vrae, en maak 'n paar aantekeninge by die vrae wat daar vra, dat ek net agterkom, waar so baie graag wil gehad het, ons moet nou breër terugvoering gee, maar die tyd is mos maar altyd 'n probleem. Dit is baie interessant, my pa was 'n sendeling, hy sit ook 'n klein seentjie was in die Transkei, en daai tyd was dit nou taamlik, die Transkei was nog 'n plek waar dit nog amper sê, nog in die rooi komberse en die blou komberse gedra en so, dit is regtig 'n tyd in die laat 50er jare, vroeë 60er jare, 'n tyd waar dit nou regtig nog primitief was, kan ek amper sê. En het 'n sendingstasie met die naam van Kanzebe, party mense moet jy spel met 'n C begin, en dat het vir my pa gesê, daai tyd, die wit man, sy baas, hy sit op die arm. En dit is baie waar, baie keer word ons aangedryf deur die tyd, né? Die arm. En baie keer is dit nodig dat ons net bietjie verby dit kom. Maar vanaand wil ek nou te respekteer, want ons het in 'n gemeenskap waar ons mekaar gesê het, ons wil 'n sekere tyd klaarmaak, so ek wil graag net dit respekteer. Miskien het ek net 'n vraag vra, sommer uit die groep uit. Kan daar so een of twee van my net sê, dat ek net 'n idee kry. Die eerste vraag hier, amper sê, ek wil amper vir jou vra, wat soek jy hier? Wat het jy hier kom soek? Wat het jy gedink, wil jy hier kry? Of is dit sommer net interessant vir jou? As daar een of twee het, daar eerste vraagie, dit is so mooi die eerste vraagie sy stel, sy gestel het daar, describe what you want out of your halftime engagement. En jy het 'n engagement gemaak van sê 8 weke. Wat wil jy daaruit kry? Wat wil jy daaruit hê? Wat soek jy? Kan dit so een of twee, dit sal verskillend wees. Wat soek julle? Kan ek so net so 'n idee kry, wat soek julle? Ja? Kruispad en 'n nuwe seisoen of 'n nuwe doel hê. Dis omtrent almal. Is daar nog iemand? Iets anders te dalk? Jy het 'n ander hoek? So dis vir jou geloofspad en meer vir jou meer mense doen. Hoor ek vir jou, wat jy in jou hart op jou hart is.
Nog iemand? Miskien net 'n opmerking daaroor maak. Dis nie 'n kursus wat ek so in die begin gesê, dis 'n reis. En ek help net julle en die proses van die boekie wat ek sogenaamde companion is, wat jou 'n hulp vir jou is, wat jy kan deurwerk met 'n klomp vrae in, is 'n hulp vir jou om op reis te begin gaan. Vir party is die reis kry onmiddellik duidelikheid, vir ander vat dit 'n lang tyd voor duidelikheid kry. Dit verskil van persoon tot persoon. So ek waarborg nie dat jy dit onmiddellik sal kry nie. Maar dit is asof die Here sy eie tyd het, hoe jy dit kry. En wat baie mense sê, partykeer breek dit eers deur na 'n paar maande of na 'n jaar of 2, maar ek het ten minste myself gegee dat ek hierdie proses gaan. En vir ander mense bly op reis en hulle kry meer en dieper insigte soos die reis aangaan. En dis maar die Christelike pad is dieselfde. Wie van ons, hier's van julle wat hier sit, wat al baie langer as ek 'n kind van die Here is, vandat jy jou hart vir die Here gegee het, en is nog steeds op reis, om nog steeds uit te vind hoe die Here 'n pad met jou wil stap in hierdie proses. Ons het nooit gearriveer nie. Ek het die voorbeeld gebruik van die so hoekom is dit so, dat sommige mense, sommige Christene, om sekere mense wil, amper sê, in hulle teenwoordigheid wil kom, om by hulle te leer, omdat hulle weet, daai persoon is nou 80 of selfs ouer, en hulle leer nog steeds.